the same Spirit that rose Christ from the dead. Dwell in you, dwell in you. The same Spirit that rose Christ from the dead. Dwell in you, oh, dwell in you. It will quicken your mortal body. If the Spirit dwell in you, it will quicken, yes, your mortal body. If the Spirit dwell in you, if the same Spirit that rose Christ from the dead dwell in you, oh, dwell in you. Yes, if the same Spirit that rose Christ from the dead dwell in you, dwell in you. It will quicken your mortal body. Yes, if the Spirit dwell in you. Yes, it will quicken, yes, your mortal body. If the Spirit dwell in you. If the same Spirit that rose Christ from the dead dwell in you, dwell in you. Oh, if the same Spirit that rose Christ from the dead dwell in you, yes, dwell in you. It will quicken your mortal body. If the Spirit, oh yes, dwell in you. It will quicken, yes, your mortal body. If the Spirit, oh yes, dwell in you. If the same Spirit that rose Christ from the dead dwell in you, dwell in you. Oh yes, if the same Spirit that rose Christ from the dead dwell in you, dwell in you. It will quicken, oh yes, your mortal body. If the Spirit dwell in you, oh yes, it will quicken, oh yes, your mortal body. If the Spirit, oh yes, dwell in you. If the same Spirit that rose Christ from the dead dwell in you, dwell in you. Oh yes, if the same Spirit that rose Christ from the dead dwell in you, dwell in you. It will quicken your mortal body. Yes, the Spirit dwell in you. Oh yes, it will quicken, oh yes, your mortal body. If the Spirit, oh yes, dwell in you. It will quicken your mortal body. Yes, if the Spirit dwell in you. Oh yes, it will quicken your mortal body. If the Spirit, oh yes, dwell in you. It will quicken your mortal body. If the Spirit, oh yes, dwell in you. Oh yes, it will quicken your mortal body. If the Spirit dwell in you. Oh yes, halleluja, till din kraft och mig neerdal. Halleluja, till din kraft och mig neerdal. Det was daar die dagsels op fönster, feeste die kracht op mij neerdal. Prijs die Heere, till die kracht op mij neerdal. Ja, till die kracht op mij neerdal. Het was daar die dagsels op fönster, feeste die kracht op mij neerdal. Prijs die Heere, till die kracht op mij neerdal. Halleluja, till die kracht op mij neerdal. Ja, het was daar die dagsels op fönster, feeste die kracht op mij neerdal. Prijs die Heere, till die kracht op mij neerdal. Halleluja.
Let the dew of heaven fall on me. Blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Let the dew of heaven fall on me. Oh, let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Let the dew of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Let the dew of heaven fall on me.
Yes, let the dew of heaven fall on me. Blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Let the dew of heaven fall on me. Oh, let the dew of heaven fall upon my precious soul. Let the dew of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Yes, let the dew of heaven fall on. Oh, hallelujah, let the dew of heaven fall upon my precious soul. Yes, let the dew of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Yes, let the dew of heaven fall on me. Hallelujah, let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Yes, let the dew of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, would you come and take control? Yes, let the dew of heaven fall on me. Oh, let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Let the dew of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Oh, let the dew of heaven fall on me. Hallelujah, let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Yes, let the dew of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Oh, let the dew of heaven fall on me. Oh, hallelujah, let the dew of heaven fall upon me. Hallelujah. Here ons prys U en ons loof U. Hallelujah. Dankie, 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 dankie. Hallelujah. Prys die Here. Onze Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Ons is so dankbaar, Here Jesus, dat ons in hierdie oomblik na U toe kan kom met hierdie wete, dat U is ook die doper met die Heilige Gees. Dankie toe U aan die regterhand van die Vader gaan sit het, die Vader aan die Vader U die Heilige Gees gegee, sodat U ons kan doop met die Heilige Gees, en dat dit gebeur op Pinksterdag, en daarvoor wil ons die Here loof en prys. Halleluja. Baie dankie Here dat ons die Heilige Gees deuragtig kon word. Dankie dat ons gedoop en gevul kan word met die Heilige Gees. Baie, baie dankie Here Jesus. Dis nie net die Gees wat op ons vaardig raak nie, maar dit word die inwonende Heilige Gees binne in ons, in hierdie tempel van God, waarin die Gees van die Here woon. Baie, baie dankie, Here, dat die Heilige Gees 'n woonplek in ons het. En dit kan alleen gebeur wanneer U ons doop met die Heilige Gees. Halleluja, want dit vind binne kan plaas, Here. Ons wil U prys en ons wil U loof, omdat dit 'n werklikheid in baie van U kinders se lewe geword het. O, dat die Here hulle gedoop het met die Heilige Gees en met vuur, soos op Pinksterdag. Prys U wonderlike naam, terwyl ons dan in hierdie aand saam bid en U loof vir die Heilige Gees, wil ons ook saam bid, Here Jesus, vir hulle wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees nie. Ja, Here, laat hulle geleer en gelei sal word deur die Heilige Gees, en laat hulle ontvanklik sal wees dat vir die Heilige Gees, en dat U hulle waarlik sal doop en vul met die Heilige Gees, soos op Pinksterdag. Dis die belofte wat hulle toekom, Here. Nadat hulle gered is deur die bloed en die doopwater gegaan het, is dit die belofte wat daar is vir elkeen van hulle. Baie, baie dankie dat U nog steeds doop met die Heilige Gees. Dankie Here, dat U nog volmaak met die Heilige Gees. Dankie Here, dat die bekers kan oorloop vanweë die Heilige Gees. Ons wil U prys en loof, Here, want ons weet dat die strome van lewende water, die Heilige Gees, Here, dit kan nie gestuit word nie, en dit kan nie in bekers opgevang word nie, want dit is 'n fontein van lewende water. Halleluja.
en ons eer U, Here, dat ons oorloop vanweë die Gees van die Here, hierdie waters van die lewe. Baie, baie dankie, Here, dat U elkeen dan so sal seën met die Heilige Gees. Baie dankie nou ook vir U woord wat sal uitgaan, dat elke oor sal hoor wat die Gees aan die gemeente sê, laat elke oor bestryk sal wees met die kosbare bloed van die lam, Here, en laat die Heilige Gees elke een sal leer en lei in die hele waarheid. Eer U daarvoor en ons dankie vir die Heilige Gees. Amen en amen. Prys die Here. Ons is dankbaar om hierdie aand so saam te wees en ons groet U almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Ek is Pastor Flippie Gerber en my telefoonnommer is 082-874-1705. Prys die Here. Ons het laas Sondag aan gehoor van Dawid wat gesê het, neem U Heilige Gees nie van my af weg nie. En ons sien dat die Here het nie gedoen nie en die Here doen dit nie sommer nie. Iemand sal eerder teen die Heilige Gees sondig, dit wat hulle nie vergewe kan word nie, maar dat die Here sommer die Heilige Gees wegneem, sal nie sommer gebeur nie, behalwe as jy natuurlik nie warm of koud is nie, sê die woord, sê die Here Jesus self, in Openbaring sal ek jou uit my mond uitspieg. So dis 'n kwessie van, dat jy is die enigste een, wat kan verhoed dat die Heilige Gees van jou al weggeneem word. Jy is die enigste een. Ek kan dit nie vir jou doen, niemand anders kan dit doen nie. So wat eintlik hier gesê word, ek moet warm bly, want dan sal die Heilige Gees nooit van ons al weggeneem word nie. Een van die belangrike dinge wat ons natuurlik ook ondervind het, en dit was vir my, dat Daniel wat Belshazzar genoem is, na die naam van 'n god van Nebukadneser. Die woord van die Here sê, dat die koning Nebukadneser hom as owerste van die geleerdes, die besweerders, die galdeers en die waarsêers aangestel het. En dit is vir my wonderlik dat Daniel wat die Heilige Gees in hom gehad het, is aangestel oor al hierdie mense, en hy die naam van 'n god, Belshazzar. En wanneer ons daarna gaan kyk, dan sien ons net een ding, hoe werk dit dat Daniel het die naam van 'n afgod en hy aangestel oor die besweerders en waarsêers ensovoorts. En wat vir my wonderlik is, dat niks kon hom iets aandoen. Niks. Ek meen, hy is in die leeukuil gegooi, die leeu's kon hom niks aandoen nie. Niks kon Daniel iets aandoen nie. Dit is vir my die grootste wonder. Ten spyte van alles wat hy is. En dan, ek dink dat ons moet een ding besef, en dit is, wat is eintlik die waarde van die Heilige Gees, waarmee ons gedoop word, of wat is die volheid daarvan, of die krag daarvan, dat ons wel gedoop word met die Heilige Gees. Wanneer ek wil net goed teruggaan in Genesis, die eerste hoofstuk, hy sê, die tweede vers, en die aarde was woes en leeg, en die duisternis was op die watervloede, en die Gees van God het gesweef op die waters. Hy sê, en die duisternis was op die wêreldvloed. Nou ja, ons weet die wêreldvloed, by Noag was 'n wêreldvloed gewees, so alles was die mekaar gewees, die grond en die sand en die klippe en die water, dit was modder, dit was alles in die begin gewees. Hy sê, maar die Gees van God het gesweef op die waters. Het is baie interessant dat die Heilige Gees gesweef het op die waters, want die Heilige Gees is verbind met water. Strome van lewende water, fontein van lewende water sal uit julle binneste opspring, tot in alle ewigheid. So dit is die hele tyd strome van lewende waters, wat uit ons binneste uit sal vloei. Laat in die Gees en die bruid sê kom, en laat hom wat dog sê kom, en laat hom wat wil van die water van die lewe verniet. Dis die water van die lewe, die hele tyd, dis water. En die Gees van God het geswewe. Maar wat hier vir my interessant is, hy sê,
en duisternis was op die wêreld vloed. Nou, hierdie ding is vir my belangrik. Wat is die duisternis wat op die wêreld vloed was? Dis die duisternis. Nou ek praat nie van 'n nag of 'n donkerte. Ek praat van die duisternis en dis die duisternis en dis die vyand met al sy trawante. Dis die duisternis. Hulle het die hele wêreld omgekrap, laat die aarde woes en leeg geword. Halleluja. En dit is wat hy sê, hy was van die begin af 'n mensenmoordenaar daar en 'n verwoester. Dit meen nog voordat God die Adam en Eva geskep het, het hy die aarde verwoes. Hy het alles in mekaar gekrap, water, sand, grond, klippe, alles. En hulle was daar. En hy sê, en die gees van God het geswewe op die waters. Dis vir my so wonderlik, al hierdie duisternis wat op die wêreld vloed is. Die Heilige Gees kom en hy sweef oor die waters. Dit meen van die begin af, van Genesis af, is die duisternis onderwerp aan die Heilige Gees. Daar is geen gees, geen bose gees, wat enige iets aan die Heilige Gees kan doen, aan die Gees van God nie. Geen gees wat kan heers oor die Heilige Gees. Die Heilige Gees swewe oor alles. Halleluja. Ek sê altyd dat die Heilige Gees is soos 'n wagter oor die skepping van God. En jy kan maar gaan kyk in die hele woord. Dit is net so. Die Heilige Gees, die Gees van God, is soos 'n wagter oor alles wat God geskaap het, en 'n wagter gewees terwyl die aarde woes en leeg was. So wat hier gebeur is dat selfs in my en in u lewe is die Heilige Gees soos 'n wagter oor ons. Daar is niks waarvoor hy vrees. Geen duisternis, geen donkerte, geen magte, geen leerowerstes, geen niks kan iets aan hom doen nie. Hy is soos 'n wagter vir ons en hy heers oor hulle. Halleluja. Ons praat van die geesteswêreld. En daarom het Paulus, ek glo Paulus het dit baie duidelik vir ons uiteengesit toe hy hierdie verse vir ons gegee het in Efesiërs, en ek wil hulle graag vir u lees in Efesiërs 6, want dit is altyd vir my van die wonderlikste verse wat daar is, sover die Heilige Gees aangaan. As jy in gedagte hou dat die Gees van God het gesweef oor die waters, dan sal jy besef wat die woord van die Here eintlik vir ons sê. Nou sê in Efesiërs 6 vers 10, eindelik my broeders, as jy hierdie dinge hoor oor die Heilige Gees, en hierdie dinge sien, en sy werking, en alles wat hy doen, en hy sweef absoluut oor alles. En hy onderwerp die bose magte, die duisternis. Hy sê, eindelik my broeders, word kragtig in die Here, in die krag van sy sterkte. Waar die krag van sy sterkte? Krag van sy sterkte lê daarin wat hy in Handelinge gesê het. Hy sê, en gaan wag in Jerusalem. Hy sê, en julle sal aangedoen word met krag uit die hoogte. Dis die krag van sy sterkte. Die Heilige Gees krag. Dis waarom hy sê, en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En dis Christus se sterkte. So die Heilige Gees moet ons sterkte wees. Ons sing daardie koortjie. Greater is he that's within me than he that's in this world. Bigger is he. Halleluja. Maar, ver die Heilige Gees aangaan, hy is sterker, hy is kragtiger as al die werke van die vyand.
En dis vir my so mooi wat Paulus sê eintlik, die Hebreërs word kragtig. Hy sê trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy kan staan bly teen die liste van die duiwel. En hierdie is vir my 'n interessante ding. En dit is dat geen mens kan teen die liste van die duiwel oorlog voer. Geestelike oorlog voer nie. Nie eers die Heilige Gees. Pastoor, jy sê nou vir my 'n vreeslike ding. Nee, die Heilige Gees gaan nie teen die vyand oorlog voer nie, want hulle is aan hom onderwerp. Dit meen, terwyl die duisternis op die wêreld vloede was, 'n broer het hy oor alles gesweef, hy tussen hierdie duisternis gesweef, hy in hierdie duisternis gesweef, en soos wat hy gesweef het, so die duisternis vir hom plek gemaak, pad gemaak dat hy kan deurgaan, want hulle kan nie aan hom vat. Halleluja. En dis presies hierso die liste van die vyand. Daar's net een wat vir my die nodige krag gee, sodat ek kan staan en bly teen die liste van die duiwel, en dit is die Heilige Gees. Want hy sê, julle sal die waarheid ken, die waarheid sal julle vrymaak. En die waarheid staan die liste van die vyand teen. En die Heilige Gees is die Gees van die waarheid. En hy sal ons leer en lei in die hele waarheid. En hy gaan verder. Kan bly teen die liste van die duiwel. Hy sê 12, want ons worstestryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Halleluja. Dis vir my so wonderlik. Presies daar waar hulle is van die begin af. Hulle is op die watervloede. En hulle is nog steeds daar in die lig. Hy sê owerhede, magte, wêreldheersers, duisternis van hierdie eeu, bose geeste in die lig. Halleluja. So eintlik word kragtig in die Here, in die krag van sy sterkte. En julle sal krag ontvang. Om wat? Sodat ons deur die Heilige Gees weerstand kan bied. In hierdie worstelstryd wat ons het, teen die liste van die vyand, sodat ons weerstand kan bied teen hierdie bose. Net die Heilige Gees het daardie weerstand. Dis waarom hy in die Ou Testament sê in Jesaja, hy sê, when the enemy comes in like a flood, the Spirit of God will rise up a standard against. Dit meen, wanneer hierdie owerhede, magte, geeste, bose geeste, ensovoorts, wanneer ons in hierdie worstelstryd is, net die Heilige Gees kan 'n skans opwek, of 'n standaard oprig teen die vyand. Oh, halleluja. Wat vir my wonderlik is, dat alles is onderwerp aan die Heilige Gees. En wanneer ek gaan kyk na Adam en Eva, is vir my net interessant. Daar's twee dinge wat die Here vir Adam en Eva gegee het, en eintlik vir Adam in die begin eerste gegee het, is om te heers oor alles. En dan om die hele aarde met alles wat daar is te onderwerp. Nou, as die Here dit vir 'n mens in die begin gegee het om te heers en dit te onderwerp, hoeveel te meer word dit onderwerp aan die Heilige Gees en dat die Heilige Gees daaroor heers. Is baie interessant. Die Heilige Gees het nooit oorlog gevoer teen die duister werke van die vyand nie. Christus het gekom en hy het oorlog gevoer teen die duiwel, teen die valse profeet, die antichrist, teen die duister magte. Hy het oorlog gevoer en hy het oor hulle getriomfeer. Dit is hoe dit werk. Maar die Heilige Gees voer nie geestelike oorlog voer nie. Want hy sê vir ons dit in 2 Korintiërs, die 10de hoofstuk, wat sê die woord van die Here, 2 Korintiërs 10, hy sê die 3de vers, hy sê, want alhoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is ook nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Halleluja. Dis vir my so wonderlik,
ons sukkel met baie goed in ons lewens, en ons weet nie hoe om 'n uitkoms te kry nie. Dis omdat ons, ek wil amper sê, die verkeerde metode of die verkeerde persoon wil gebruik, dat dit moet gebeur, terwyl dat die Heilige Gees daar is. Want net hy kan ons help om hierdie worstelstryd te stry. Nadat ons deur die bloed gekom het, nadat ons Christus aangeneem het, nadat ons in Christus, deur Christus, tot Christus gekom het, al hierdie dinge, is die Heilige Gees gegee. Halleluja. Sodat ons deur die Heilige Gees kan staande bly, deur die Heilige Gees hierdie worstelstryd kan voer, want net hy weet hoe dit gedoen moet word. En wanneer ek daaraan dink net vir een oomblik, dat wat is die Heilige Gees werklik in ons? As 'n krag, dis 'n vuur, dis heerlikheid, dis die teenwoordigheid. Dit is wat hy in ons bewerk. Iemand het my eendag iets vertel, en dit was vir my baie mooi gewees. Hy het iemand wat 'n duiwelaanbidder was, hy was nou nie so diep in die duiwelaanbiddery nie, maar hy het tot bekering gekom. Hy het nie tot bekering gekom nie. Hy het vir 'n pastoor vertel dat hy sê ons duiwelaanbidders is nie bang vir enige kind van die Here. Ons vrees nie een van hulle. Al hierdie Christene, ons vrees nie een van hulle. Nou, dis vreeslik as jy daaraan dink dat die duiwelaanbidders sê hulle vrees nie een kind van die Here nie. Hy sê ons kan hulle vervloek, ons kan 'n spel op hulle gooi, ons kan al, en niks gebeur met ons. Maar daar is een kind van God vir wie hulle vrees, en wat hulle nie kan vervloek nie, of 'n spel opgooi, of ensovoorts van die aard nie. Hy sê, as ons sien, daardie kind van die Here, binne in hom brand 'n vuur, dan bly ons ver weg van hom af. Want, as ons hom vervloek, dan kom daardie vloek terug na ons toe. Hierdie is vir my so wonderlik. Dit meen dat die kind van die Here wat gevul is met die Heilige Gees en vuur, hy het nie nodig om rond te loop en te kyk waar geeste is nie. Hy het nie nodig om geeste te soek nie. Hy het nie nodig om die werke van die vyand op te soek nie. Nee. Hy het nie nodig om bekommerd te wees oor enigiets nie, want die vuur wat in hom is, verhinder toordompers, toormagte, slamse, noem hulle by die name, spiritiste, enige ene, en duiwelaanbidders, om enige iets aan daardie kind van God te doen, wat hulle die vuur in sien brand. Oh, halleluja. Dit meen hy strap vry. Hy het nie nodig nie. Want hierdie vuur wat hulle sien, hulle moet niks waag nie, want dis die Heilige Gees. Die vuur van die Heilige Gees, wat in 'n oomblik sit. Dit wat hulle jou mee vervloek, terug laat kom na jou. Wat sê dit vir my vanaand toe? Wat sê dit vir my? Dat die Heilige Gees en vuur en krag heers oor al die werke van die vyand. Maar ek wil dit weet. Dit werk net wanneer jy gered is deur die bloed, gedoop is en met die Heilige Gees gedoop word, met vuur en krag ensovoorts. Maar die belangrikste is die vuur van die Heilige Gees. En, want die basis van al hierdie heerskappy, alles lê in die bloed. Halleluja. En dit is vir my so wonderlik gewees, toe hierdie persoon dit vertel. Dit meen, as ek daaraan dink, in hierdie duisternis, in hierdie wêreld,
Bybel sê, laat julle ligte skyn, laat die wêreld kan sien wat kan sien wat die Here julle dien, en julle Vader in die hemel verheerlik word. Maar hierdie vuur kan deur die duisternis gesien word in jou. En hulle vrees. Want hierdie vuur, hy sê God is 'n verterende vuur. Hulle weet dat hierdie vuur kan hulle in 'n oomblik verteer. Hulle weet dat hierdie vuur is die vuur wat vir hulle wag. Onuitblusselike vuur, die ewige hel. Halleluja. En wanneer ons gaan kyk na Moses by die braambos, halleluja, dadelik, hy moet sy skoene uittrek, want dis die vuur. Dis heilige grond. En wanneer die vuur in jou brand, beweeg jy op heilige grond, waar geen duivels mag in kan wandel, of op kan wandel. Halleluja. En wanneer ons na al hierdie dinge kyk, dan besef ons net een ding. Wat het ons in Pinkster verloor? Vandag is daar nie vuur wat brand. O nee, daar is ligte wat skyn nie. Ceilings word swart geverf, die mure word swart geverf, gordyne is swart. En dan het hulle ligte daarin. En hier is 'n kleer, en daar is hulle kleer, en daar is 'n kleer. Maar dat die vyand in hy plek instap, dan sê maar dit lyk net soos ons. Dit lyk net soos ons. Weet jy waarom? Want daar is geen vuur wat brand in daardie kerk nie. Geen vuur. Dit meen, daar is nie iemand daar binnekant wat die vuur brand, wat die vyand kan sien nie. En as daar een is, dan probeer hy alles in sy vermoë om daai ene uit die gemeente uit te kry. Daar is niks, behalwe die bloed van Jesus, maar daar is niks wat die duiwel so vrees, soos die vuur van die Heilige Gees. Hy weet dat die vuur van die hel is nie so erg soos die vuur van die Heilige Gees. En dit is waarom hy gesê het, hy wat na my kom, hy sê hulle doop met die Heilige Gees en met vuur. Daar is 'n rede waarom die Here ons doop met die Heilige Gees en vuur met krag. Halleluja. Want hierdie vuur ontwikkel 'n krag in ons wat nie beperk kan word. Alle dinge kan vir ons moontlik wees. Halleluja. Dit is waarom wanneer ons na die woord van die Here gaan kyk, hy sê in Lukas 1 vers 35, en die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, die Seun van God genoem word. Ons wat gebore word, deur die water en gees, ons word genoem kinders van God. Maar Jesus is die Seun van God. Ons is seuns en dogters, ja. Die kinders wat uit God gebore word. Maar hierdie kinders is vol vuur en vol krag. En wanneer ons rondom ons kyk, dan sien ons dit is die dinge wat die meeste kort kom in die tyd waarin ons lewe. Hy sê, Sagaria was gevul met die Heilige Gees en het geprofeteer. En dan natuurlik wat die woord van die Here ook sê, en die Heilige Gees was op hom. En hy sou die dood nie sien nie. En die Heilige Gees het dit aan hom openbaar. So,
wanneer ons kyk na die werking van die Heilige Gees, is dit baie duidelik dat ons die Heilige Gees en vuur met krag deelagtig moet word. Dis waarom die woord sê, daar is geen gemeenskap tussen die lig en die duisternis nie, want die duisternis, die duiwel kan nog voordoen as 'n engel van die lig. Maar waar het kom by die vuur van die Heilige Gees, hy kan hom nie voordoen met dit. Oh, halleluja. En ek dink dat baie van ons wat gedoop is in die Heilige Gees, wat vroeër jare in Pinkster was, u het dit gesien werk. Die Heilige Gees met vuur en krag. Waar jy net 'n ding gespreek het en die Here het kragtig gewerk. Wat is dit? Dis die Gees van God wat dit laat gebeur. Vandag probeer hulle alles. En hulle sit dit op Facebook om te sien hoe die Here een gesond gemaak en hoe hulle duiwel uitdryf en hoe hulle dit doen. En my broer, daar is geen vuur nie, daar is geen krag nie, daar is geen heerlikheid. Dis dit wat die Here sê. En daardie dag sal vir my sê, in u naam het ons duiwels uitgedryf, siekes gesond gemaak en geprofeteer. Gaan weg, ek ken julle nie. Want weet jy wat? Dieselfde vuur wat in ons is, was in die Here Jesus. En dis die vuur van God, dis die vuur van die altaar. Halleluja, dis die vuur. Jy kan oor en oor gaan kyk in die Ou Testament op, dat God het hom geopenbaar in 'n vuur, wat nie uitgeblus kan word nie. Oh, halleluja. En dit is vir my so wonderlik. Daardie tye het in Pinkster het ons gekry. Ons het dit ook uitgeroep en ons het gesê, daardie een is vurig van gees. Want jy kon letterlik die vuur in hom sien. Oh, prys die Here. Die Here Jesus kom en hy sê dit in die Nuwe Testament. Hy sê, ek het gekom om vuur op die aarde te bring. En hoe begeer ek om hierdie vuur aan die brand te steek? En dit het so gebeur, op Pinksterdag is hierdie woorde vervul, ek het gekom om vuur te bring. Wanneer ons dink aan vuur, dan dink ons, nee, vuur is om alles te vernietig. Nee, hierdie vuur waarvan die Here gepraat het, hy het gekom om vuur te bring. En hy begeer om dit aan die brand te steek. En op Pinksterdag, toe bring hy die vuur aarde toe, en hy steek dit aan die brand. Op Pinksterdag. Sodat tonge van vuur op die mense gekom het, 120 van hulle. As daar een ding is wat die Here begeer, is dit dat hy die vuur en van die Heilige Gees in jou aan die brand kan steek. Pastor, wat sê jy vir my? Dis wat die Here begeer. Om hierdie vuur in jou binneste aan die brand te steek. Dis waarom hy in Lukas 12 sê, hy sê, julle lendene met die waarheid omgord en julle lampe aan die brand. Want dis die vuur van jou lamp. En wanneer ons vandag na onsself kyk as Pinkstermense, het die lamp, hierdie vuur van hierdie lamp, ek wat 'n lamp het, my gees is 'n lamp van die Here. Dit lyk vir my, ons het 'n rokende lampput geword. Hy sê, ek sal dit nie uitblus nie, weet jy waarom? Want die Here begeer om die vuur wat in jou is, weer eenmaal aan die brand te steek. En dis wat ons as Pinkster kerk en Pinkster mense nodig het.
Ons profeteer herlewing, ons praat oor die Heilige Gees, ons praat oor al hierdie dinge, maar ons besef nie dat die Here begeer om hierdie vuur in ons binneste aan die brand te steek. Daar is 'n lied wat sê, hy sê, maak jou lampie skoon en helder. Wat moet gebeur, is daar die harde deel aan die bokant van hierdie put, hierdie een wat lampet wat rook. Daar die harde deel moet afgehaal word, en die Here weet, daar is die harde deel is binne in die volk van God. Jy kry hardheid by hulle, onverskilligheid. Gee nie om nie. Sê wat hulle wil, doen wat hulle wil. Hy sê, trim your feeble lamps. En ons moet die Here vra, Here, sny hierdie hardheid van my put af weg, en steek die vuur weer in my binneste aan die brand. Oh, halleluja. Halleluja, halleluja. Want die hardheid van hy put is duidelik dat die olie het baie min geword en dan brand hy die put hard. Maar die Here ons lampe sal volmaak en laat hy die put sal skoonmaak. Ek meen ons sal moet werk daaraan om die put skoon te kry. Die Here sal ons skoonmaak. Maar dan moet ons teruggaan na daardie plek wat ons in Christus gehad het, in Oud Pinkster. Dis waarom die Here vir Moses sê, gaan staan op jou staanplek, sodat ek met jou kan spreek. Hoeveel van ons het van ons staanplekke af beweeg, en ons het 'n rokende lampet geword. Dis al wat ek en u moet doen, ons moet teruggaan na ons staanplek toe. Ons moet ons lampe skoon kry, ons moet hulle rein kry en alles en vol olie kry, sodat die Here weer die vuur aan die brand kan steek. Ons sing, die vure brand voort, ja. Die tonge van vuur was die openbaring. Elke tong was die vlam van die lamp gewees. Dit weer die oomblik toe hulle die tonge van vuur sien, toe is die lampe vol en die lampe het al begin brand, maar dit is ook geopenbaar die tonge van vuur. Elke lamp het sy tong van vuur gehad. Soos vandag in ons self moet inkyk, is die tong van vuur nog brandend in elke een van ons. Halleluja. Die woord Here sê, keer terug na my, en ek sê wil laat terugkeer. Ons moet terugkeer. Ons wil nie dink en net profeteer na sy herlewing nie. Gaan na herlewing kom nie. Ons moet terugkeer. En die Here sal ons moet keer. Ons moet terugkeer. Hou die kleine liggies elder. Oh, haal, dis een van die mooiste liedere wat daar is in die evangelie liederboek. Laat dit skei oor land en see. Daar's 'n ver verdwaalde sondaar wat jy daardeur lig kan gee. Hy moet brand. Oh, halleluja. Dis waarom ek so lief is vir daai koortjie wat sê, come Holy Spirit, we need. Maar ons het nie net die Heilige Gees nie, ons het die vuur en die krag van die Heilige Gees nodig in hierdie tyd. Here, help my, dat ek my lampet sal skoonmaak, sal afsny die harde God, en die lamp sal skoon kry, sodat die vuur weer kan brand, en dat u dit aan die brand sal steek. Vader, ons is so dankbaar
dat u seun is die lig van die wêreld, en hy is die lamp van God. Hy is die vuur wat brand. En hy het gesê, ons is die lig van die wêreld. Want deur hom, met die dooping van die Heilige Gees, sal ons lampe vol raak, ons lampe sal brand. Dit is die vuur van die Heilige Gees. O Here, ons het dit so nodig in die tyd waarin ons leef. Wanneer ek dink aan almal wat al reeds gedoop is in die Heilige Gees, Here, is hulle lampe brandend? Is ons lampe werklik brandend? Brand die vuur van die Gees in ons. O, halleluja. Baie, baie dankie, dat die elkeen wat gedoop is met die Heilige Gees, dat die Heilige Gees hulle sal leer lei in die hele waarheid. Here, sodat hulle waarlik ons elkeen sal begin om ons lampe skoon te kry, sodat dit weer helder kan brand. Baie, baie dankie, wanneer ons bid vir hulle wat nog nie gedoop is in die Heilige Gees, Here, dat hulle dit sal begeer. Die dooping met die Heilige Gees en vuur met krag, sodat hulle lampe deur u aan die brand gesteek kan word. U begeer dit. O Here, die Pinkstervolk het so ver weg beweeg, dat dit wat u begeer om te doen, kan u nie doen nie, as gevolg van ons wat sê ons is Pinkster en ons is gedoop met die Heilige Gees. Gee genade, Here, en doop hulle met die Heilige Gees, wat deur die bloed en deur die water gekom het. Maar doop hulle met die Heilige Gees, vuur en krag. O, halleluja. Laat hulle nie met iets anders tevrede sal wees nie, maar die volheid daarvan kan kry. Wat u beloof het, hulle sal kry. Doen dit van elkeen. En ons kan uitroep, Come Holy Spirit, we need thee. O, halleluja. Ons het dit werklik nodig, Here. Baie, baie dankie, dat het u begeerte is, om hierdie vuur aan die brand te steek. U het eenmaal aan die brand gesteek, en die Here, dit sal werk gedurig deur, om lampe aan die brand te steek. En ons dank u daarvoor. Dat het nie opgehou by Pinksterdag nie, nee, Here. Die vuur het bly voortbrand, tot vandag toe. Here aan die Here, wat lewe tot in alle ewigheid. Baie, baie dankie, dat u dit doen vir elke een. In Jesus se naam. Halleluja. Baie, baie dankie. Halleluja. Prys die Here. Hou die kleine liggies helder, laat het skyn oor land en see. Daar's 'n weg verdwaalde sondaar, wat jy daar weer rus kan gee. Hou
het skyn oor land en see. Daar's 'n ver verdwaalde sondaar, wat jy daar weer lig kan gee. O, hou nie te lei, liggies helder, o halleluja, laat het skyn oor land en oor see. Daar's 'n ver verdwaalde sondaar, wat jy daar weer lig kan gee. O, nie klein, liggies helder, halleluja, laat het skyn oor land en see. Daar's 'n ver verdwaalde sondaar, wat jy daar weer lig kan gee. Die kleine liggies helder, halleluja, laat het skyn oor land en see. Daar's 'n ver verdwaalde sondaar, wat jy daar weer lig kan gee. O, halleluja, hou die kleine liggies helder, laat het skyn oor land en oor see. Daar's 'n ver verdwaalde sondaar, wat jy daar weer rus kan gee. Oh, halleluja, halleluja, halleluja. Dankie, Here Jesus. Oh, hou die kleine liggies helder, prys die Here. Dankie daarvoor in Jesus se naam. Ons wil vir elkeen 'n baie dankie sê wat elke Sondag aan so saam met ons is, waar ons oor die Heilige Gees praat. Dank die Here dat alles wat ons leer, dit bring ons net op die plek waar ons lampe kan brand. Prys die Here. Die Here seën nie almal en ons weet hy doen dit ter verheerliking van sy naam en ons vra alles in Jesus naam. Amen en amen.